Hallo julle almal, ek groet julle. Hier by ons in Heidelberg is dit 'n heerlike dag. Koelerig. Ek meen die winter is op pad, maar daar is seker ander dele waar dit al aansienlik kouer is, soos ons nou die afgelope tyd in die Vrystaat ervaar het. So 'n paar weke gelede, wat was die datum? 12 April het ek 'n boodskap opgeneem oor beloftes. Promise Pinky, betaal jou beloftes. Om dit wat jy beloof aan mekaar, dis baie wyd van in die gesin of teenoor iemand iets beloof of in 'n huwelik of jy het 'n belydenis van geloof afgelê of 'n doopbelofte afgelê, wat ook al, maar ook beloftes aan God. Ek beloof, Here, ek sal U dien, ek sal getrou bly, 'n belofte aan jouself om vir jouself te sê en te beloof, jy gaan nie weer dit of dat doen nie en jy wil in die volgende tyd wil jy hierdie of daardie doen. Ek wil nou vandag 'n bietjie gaan kyk na God se beloftes. Ek het daarso die 12de April met daardie belofte preek het ek gesê ek wil die volgende week preek oor God se kant van die saak. God se beloftes wat hy maak. Nou, ja, ek kom nie daarby uit tot nou nie. Maar dis goed. Ek het toe gesê, daardie preek oor die beloftes, dat jy ken iemand, of jy word geken aan jou beloftes wat jy nakom. Eintlik het ek gesê, 'n politikus word geken, geag, respekteer, gevolg, na aanleiding van beloftes wat nagekom word. Gelukkig is God nou nie soos politici nie, en ook nie soos ons as mense nie. Ons is maar almal geneig om beloftes te breek. God is getrou. Nou wanneer die Bybel praat oor God, 'n woord wat baie keer gebruik word om God te beskryf is die ware en enigste God. Jahwe, soos die Ou Testament sê. Jahwe, die ware God. Maar dan teenoor afgode. Teenoor die afgode. En dan baie keer, dan sal die skrywers in die Ou Testament sal dan skryf en sê, God is die almagtige, geen afgode kan teen God staan of standhou nie, en dan klink dit asof daar ander gode is, afgode is. Nee. God is die enigste ware God. Nou, hy is die een wat dan getrou is. Hy is die een wat sy beloftes nakom. Wat is 'n afgod? Wat is 'n afgod? Dit is iets, 'n mag, 'n power, iemand, wat ook al, dit kan jouself wees, jou eie ideale, dit kan enige iemand wees. Hoe het ons so mooi in die katekisasie Sondagskool geleer, in die plek van God. God word uitgeskuif. En nou staan hierdie ander magte wat my lewe bepaal en vir my die belangrikste is. So ondersoek jouself maar. Laat ons dit maar almal doen, onsself ondersoek of daar afgode in ons lewe ingesluip het. En dan beteken dit ook 'n mag, iets of iemand, wat ook al, naas God. Ek sal God nog wil
aanhou, so asof hy aangehou wil word. Hy hou ons aan. Ons is sy dienaars. En dan kry ons wat jy in die Ou Testament kry, ons noem dit die afgodspot. Die afgode, ander magte word getart. Jesaja 46, Bel het ineengestort, dis klaar met Nebo. Dis afgode van daai tyd by omringende volke. Julle gode wat deur julle rondgedra is. Dis so spot, dis so sarkasties. 'n God, 'n ware God dra ons. Ons dra nie God rond nie. Baie mense sal sê, ek verstaan wat hulle bedoel, kan ek die Here saamvat na 'n plek toe? Kyk, God word nie rondgevat, saamgevat nie. Hy vat jou. Die gebed moet wees, Here, waarheen wil u hê moet ek gaan? Watter plekke is vir u reg? Nie, dis vir my reg, ek vat u saam nie. Gevaarlike manier van praat oor God. En dan sê Jesaja verder, nou word hulle rondgedra op diere, op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword vir moorddiere, 'n las. Dis nou maar die ding van afgode. Dit word 'n sware las. Dit is klaar met julle gode. Hulle het ineengestort. Hulle kan hulle vrag nie dra nie en self, hulle word self in ballingskap weggevoer. So is God nie, en as dit inkom by beloftes, dan is dit baie duidelik, nie? God se sy getrouheid stort nie in een nie. God se beloftes stort nie in mekaar nie. Luister na my, nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel. Hy noem die ou voorgeslagte, die aardsvaders, dit is Abraham, Isak, Jakob, en dan weet jy, beloftes. God wat wonderlike beloftes aan hulle gemaak het. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het vandat julle daar is, ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Die Here, hy wat altyd dieselfde is, soos God hom aan Moses openbaar het, ek is die Here, ek is wat ek is, maar dan die Here, Jahwe, gister, vandag en môre, dieselfde en getrou. Nuwe Testament word die Here vertaal met die Griekse woord Kyrios, om Jesus te beskryf. Die Kyrios, die een wat heers, die een wat ons in besit neem, die een wat alles bepaal. Ek het julle gemaak, ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Wat 'n ongelooflike belofte. God se teenwoordigheid, draagkrag in ons lewe. Versterk jou weer hiermee. Gaan na mense toe wat uitgesak het, wie se lewe ineengestort het, gaan sê weer vir hulle, gaan getuig hieroor. Hy sal verder dra, hy sal verder vat. 2 Korintiërs 1, en God sal ook in daai eerste gedeelte, hy het julle gered, hy het ons gered, hy sal ons ook verder red. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Daar's baie Bybelgedeeltes. Ek het hier neergeskryf, Psalm 135, vers 16. Die afgode wat 'n mond het, maar praat kan hulle nie. En onthou, God is die God wat praat, wat met ons kommunikeer.
oë het, maar sien kan hulle nie. Ongelooflike spot, né? Ek wil hê julle moet neerskryf. Pause hier, pause, en dan kan jy net weer play. Skryf neer dat die volgende gedeeltes, ek gaan dit nie lees nie, ek wil nie so baie tyd spandeer aan die preek hier nie, dit raak te lank, maar julle gaan dit self lees. Ek lees dit, julle kan nou maar rewind en weer luister. Jesaja 41 vers 28 en 29. Jesaja 41 vers 28 en 29. Jesaja 42 vers 17. Jesaja 42 vers 17. Galasiërs 4 vers 6 tot 9. Galasiërs 4 vers 6 tot 9. Daar kom vir al die woord voor niks werd afgode. 1 Tessalonisense 1 vers 9 praat van die lewende en ware God dien teenoor alle magte en afgode. Ek het ook by die vorige geleentheid oor beloftes gesê, iemand wat die vermoë het, jy moet die vermoë hê om jou beloftes na te kom. Moenie net sommer iets beloof, maar jy het nie die vermoë, die krag, intellek of wat ook al om dit na te kom nie. En dan gaan dit hier oor wie en wat en hoe is die een wat beloof. En dan nou terug na God toe. God. Wie, wat, hoe. Baie lekker verhaal vir kinders, vir die kleinkinders, as jou kinders nog klein is, jonk is, en dan die kleinkindertjies, Numeri 22, Bileam. Balak kom, hy is baie bang vir Israel gaan die beloofde land binne, Balak, die koning van Moab kom en hy sê vir Bileam, hy vra hom, gaan vervloek die Israeliete, ek gee jou geweldige groot som geld. Bileam gaan, wat gebeur? Hy ry op 'n donkie. Voor in die pad staan 'n engel met 'n lang swaard. Hy gaan Bileam doodmaak. Die donkie sien die engel. Bileam sien nie die engel nie. Dan druk die donkie een kant toe, dan teen die kant. Dan lê hy naderhand op die grond. Bileam slaan die donkie en dan praat die donkie. God praat deur die donkie, waarom slaan jy my? Wat het ek aan jou gedoen? Hy skrik hom natuurlik buite homself. Lang storie kort, hy gaan in 'n getuig oor God. Hy weier, geen geld, geen niks, geen mag na hom toe nie. Hy weier. Hy sê die volgende in Numeri. Hoor net hier wat oor God gesê word deur hierdie een wat God moes vervloek. Kom luister Balak, hoor wat ek sê, seun van Sipor. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'n Mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Die hele wêreld is vol daarvan. Ons is baie keer so. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Iets beloof en dit nie uitvoer nie? Ek het opdrag om te seën. Hy het geseën, God, en ek kan niks daaraan verander nie. Hy sê geen toordery rig iets uit teen Jakob nie, geen waarsêry iets teen Israel nie, teen jou en my as Christene, as kinders van die Here. Baie mense het hierdie bygeloof, iemand kom en vervloek hulle, dit is skrikwekkend vir party mense, baie mense kom na my toe en vra, is ek nie vervloek nie? As jy 'n kind van die Here is, 'n Christen, Jesus in jou lewe, hy beskerm jou waardeloos, nutteloos, geen vloek wat jou kan tref nie. Want moenie die duiwel vat kans gee nie, sê die Bybel. Moenie jou oopmaak hiervoor vir woorde wat jou vervloek en sleg sê nie. Wie is God dan? Wie, wat, hoe? Hy is Vader, Seun, Heilige Gees. Julle het al gehoor die blessings, of die blessing wat ek uitspreek, dan koppel ek sekere eienskappe aan God ons Vader. Natuurlik doen Jesus dit en die Heilige Gees. Maar en Jesus wat ons vergewe, natuurlik is dit God wat vergewe. Maar God, die een wat skep in ons lewe, hy skep 'n nuwe lewe, hy versorg ons, né? En dan
sy genade om ons weer 'n kans te gee in die lewe, om weer van vooraf te begin. Wanneer ons geval het, gestruikel het, die herstel in ons lewe van God, die herstel wat Jesus bring, deur sy Heilige Gees, ons drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. En dan is daar 'n paar dinge wat ek net so wil noem. Ek gaan verse gee wat julle nou maar neerskryf, pos weer, play, pos, dan skryf julle neer, julle gaan dit self lees, en waaroor gaan hierdie beloftes? Wat is die belangrikste beloftes, of die groep, die groepering beloftes? Nommer 1, die teenwoordigheid van God. God by ons. In die ou tyd van die Bybel het hulle geglo die afgode is nie oral nie. As jy uit jou land uittrek, is jy blootgestel, jou afgod mag saamgaan, maar het nie invloed daar nie. Die meeste het so geglo. Nee, God se mag oral en altyd. Skryf neer, Josua 1 vers 9, Josua 1 vers 9, Psalm 23 vers 4, baie bekend, Jesaja 43 vers 2, as jy deur die water, deur die riviere, die vuur gaan, is dit by jou. Matteus 28 vers 20, gaan lees dit, Jesus wat sê, ek is met julle al die dae, teenwoordig. Dis die belangrikste belofte in God, al voel jy dit nie, al is jy so depressief dat God ver voel, hy is by jou. Versorging, nog 'n kategorie, baie belangrik in die Bybel. Matteus 6 oor versoekings, 1 Petrus 5 vers 7, 8, 9, God wat sorg, werp al julle bekommernisse op hom, gaan lees, 'n bietjie Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees, al die eienskappe. Die Gees beloof om dit in ons uit te werk. Galasiërs 5, 22, vrede, blydskap, selfbeheersing ensovoorts. 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4, die eienskappe van die liefde. Dis 'n belofte. Jesus in jou. Dis sy beeld, dis wie hy is, dis wat hy is en doen. Hy beloof, hy sal dit in ons uitwerk. Galasiërs 5:22, 1 Korintiërs 13 vers 4. En dan een van my ou favourite deeltjies, julle weet mos nou al, dink 'n bietjie, wat sal dit wees? In die Ou Testament is veral Jesaja 43, Nuwe Testament, Filippense 4. Hoor hier, dit gaan oor beloftes, moet oor niks besorg wees nie. Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte, oor julle gedagtes, die wag hou in Christus Jesus. En dan sê hy, al gaan dit hoe, ek het geleer om oor die weg te kom in alle omstandighede, ek weet wat armoede is, ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, genoeg om te eet, sowel as om honger te ly, oorvloed, sowel as gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee, om die goeie te kan vat, maar die slegte te verduur en te vat. Dis veral waaroor dit hier gaan. Maar om dit wat God van jou vra, om dit uit te voer, dis 'n belofte. Hoor hierdie belofte, vers 19 Filippense 4, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy oorvloedige rykdom in Jesus Christus. Nog 'n kategorie belofte is, God het 'n doel met ons. Ons lewe is nie sinloos. Hier Romeine 8 vers 28, alles werk ten goeie mee. Hy wil jou nog gebruik. Hy wil jou nog gebruik, al is jy oud en sieklik en wat, jy kan nog bid vir ander. Ek het dit al gesê in die verlede, 'n lektor van ons, professor Dani Lou, wat gesê het, toe ons jare, dekades terug geswat het, geleer het, gesê het, onthou mense, 'n rolstoel kan 'n preekstoel word, en 'n siekbed, 'n getuienisbed, 'n gebedebed verander. En dan oorwinning. Daar's nog kategorieë, maar hierdie is belangrik, teen versoeking, teen sonde, teen die negatiewe, teenoor lyding, oorwinning. Praat maar by jouself en daar met ander, al die soorte beloftes. Maar dan, soos ek sê,
teenwoordigheid van God, versorging, geestelik, liggaamlik, daar's 'n doel in jou lewe, God wil jou nog gebruik, oorwinning, vrede, blydskap, reg. Soms is dit wagtyd. Soms is daar 'n gaping tussen die belofte en die vervulling. God beloof, jy glo dit, jy het iets gevra, maar dit word uitgestel. Dit word nie waar nie. Ek het hier ons ou remote gebring om Netflix te kyk en 'n paar goedjies. En wanneer ek sê, ag liefde, nou, my skat, rooi kat, gaan maak vir ons bietjie teetjies, bring 'n beskuitjie, dan's dit pause. En daar. En wanneer die klokkie lui, of iemand, kleinkinders kom roep, of kinders, mama, papa, oupa, ouma, kom kyk gou hier, alright, of die een het hulp nodig met iets, pause, maar die pause bly nie pause nie, een of ander tyd sal jy weer play, weer daar druk, pause, God sê, pause beteken nie, dit sal nie aangaan nie, play, onthou dit in jou lewe, God sal weer die play knoppie druk. Uitstel van beloftes is nie noodwendig afstel nie. Dis nie die afstel nie. Dis nie 'n nee, dis nou 'n nee, maar nie vir altyd nie. God sê weer ja vir iets anders. Nou nee, ja vir iets anders. Daar sal twyfel wees. Hierdie wagtyd dat beloftes waar word, dit bring twyfel. Jesus het getwyfel, maar bring dit na die Here. Dis normaal om te twyfel. Moenie dat jou twyfel wanhoop en ongeloof word nie. Jy moet dan vra in die wagtyd, in die tussentyd, wat kan nou in my lewe gebeur? Wat kan nou gebeur om my te laat groei, nader aan die Here te bring, deur my, deur my na ander, in hierdie wagtyd. Uitstel van beloftes is nie God se afwesigheid nie. Dis nie sy afwesigheid nie, hy is teenwoordig. Hy antwoord anders as wat ons wil, Jesaja 55, waar hy sê, vers 8 en 9, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, sy optrede is verhewe bo ons optrede, sy gedagtes verhewe bo ons gedagtes. Dit is maar wat ons moet aanvaar. Hebreërs 10, ek wil afsluit daarmee. O ja, gaan skryf ook neer Habakuk 2 vers 1 tot 4. Habakuk 2 vers 1 tot 4, julle moet dit lees. Ek het op my wagtoring gaan staan, ek wag dat die beloftes waar word. Beautiful vers. Hebreërs 10 vers 23 en 24, ek sluit af daarmee. Mag die Here julle wonderlik seën met hierdie preek, boodskap, maar ook met hierdie verse. Laat ons dan styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. God maak sy beloftes waar, maar ons kan weer God help om in ander se lewe God se beloftes, hulle versoeke en smekinge waar te maak. Mag die Here jou beloftes vir jou waar maak, soos wat hy dit wil hê. Amen.